Goeiedag en baie welkom. Dink jou in, daar is 'n groot, swaar deur voor jou. Jy staan alleen voor hierdie deur met 'n hoop in jou hart, want jy glo vas dat aan die ander kant van daardie deur daar iets nuut op jou wag, 'n ander lewe. Een sonder die swaar kry, sonder die gevoel van stikkend wees. En jy droom van rus en van vreugde en van betekenis. In jou hand is 'n sleutel, 'n bekende een. Jy het hom al baie gebruik. Hierdie sleutel het vir jou deure oopgesluit in die verlede. Geleenthede, maniere van oorleef, selfs beskerming. Maar dit is al lank terug. Die sleutel, soos wat jy na hom kyk, is oud en geroes. Die randjies is al stomp geslyp. Jy steek hom met verwagting in die sleutelgat en jy draai, maar die slot hou nie vas nie, die sleutel vang nie, die deur bly stil, gesluit. En jou hart klop vinniger, jou asem raak vlak, die sleutel werk nie meer nie, wat jou altyd gehelp het, het jou nou in die steek gelaat. En dan in die stilte kom daar 'n fluistering van 'n vraag. Hoekom soek jy die lewendes by die dooies? Dis die Engelse woorde aan die vroue. Maar nou klink dit asof dit vir jou is en stadig begin jy sien dat die deur wat jy probeer oopmaak is nie een na die toekoms nie. Dis die deur na jou verlede. Jy het onbewustelik probeer terugkeer na ou patrone, ou sekerhede, ou maniere van oorleef. Maar Jesus is nie meer daar nie. Jy draai om en agter jou is lig, lewe, 'n ander pad. Nie een wat jy self oopgemaak het of hoef oop te gemaak het nie. Nie een wat jy beheer het nie, maar dis oop. En op daardie pad wag die opgestane Jesus. Hy het nie net 'n deur oopgemaak nie, hy is die deur. En hy nooi jou in 'n nuwe rigting, in die lig van die opstanding. Lees saam met my. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met eens staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek." Ons weet Jesus het opgestaan. Daar's meer as genoeg bewyse, skare ooggetuies, buitebybelse bronne wat vertel van die gebeure, die Bybel, ons eie belewenis van Jesus wat hier is. Maar so maklik gebeur dit, dat ons met 'n wanhopige, donker doodsheid lewe en desperaat probeer terugkeer na wat ons dink vir ons sekuriteit, geborgenheid en veiligheid gaan gee. Ons staan voor daai deur met ons rug na die opstanding. Ons staan in vrees. Dalk is jou sleutel wat jy probeer gebruik, een van beheer in jou eie hande neem. Jy glo, jy moet alles self regmaak, jy moet dit beheer en jy moet dit oplos. Jy vertrou dalk nie maklik dat Jesus reeds oorwinning behaal het nie. Jy sukkel om oor te gee en vertroue. Wat as hy jou vra om te wag? Wat as hy nie vinnig genoeg of goed genoeg ingryp nie? Jou sleutel is dalk skuld en selfverwyte. Jy dra skuld oor foute van die verlede, al is dit reeds vergewe. Jy glo nie, jy kan nie leef of dat jy dit verdien nie. Of jou sleutel is dalk een van vrees en beskerming, van vashou. Jy bou mure om jouself, jy sluit jou hart toe teen teleurstelling. Jy kies eerder die bekende pyn as die onbekende nuwe pad van geloof saam met die opgestane Jesus. Daar is soveel variasies van ons wat voor daardie geslote deur staan en probeer forceer wat was. Wat op die ou einde eintlik maar net ons selfverkose tronk was. Die boodskappers vind die vroue in droefheid, in hopeloosheid, in ontnigtering en vrees.
En daardie vroue word nie verwyd omdat dit hulle realiteit, hulle toestand is nie. Maar hulle word genooi om nie daar te bly nie. Draai om en kyk, sê hulle eintlik, word wakker en sien, die onmoontlike het gebeur. Maar het Jesus nie reeds keer op keer gewys, hy kan nie onmoontlike doen nie? Moet is nie leef asof hy dood is nie. Moet is nie leef asof hy net 'n goeie mens was wat eendag geleef het nie. Hy is God. Hy lewe. Die opstanding is nie net 'n merkwaardige gebeurtenis nie, dit verander nou nog ons daaglikse lewe. Die transformerende krag wat die opstanding moontlik gemaak het, het verhouding met God, met Jesus moontlik gemaak. Daar is nou 'n koneksie met God wat nie sou moontlik gewees het as Jesus nie opgestaan het nie. Daar is nou 'n verbintenis met God wat moontlik gemaak is, wat ook moontlik maak dat sy krag in en deur ons werk. Efesiërs 1 vers 19 tot 21 sê, verder bid ek ook dat julle sal agterkom dat die krag van God wat in ons werk sterker as enigiets anders is. Ons het gesien hoe geweldig daardie krag regtig is toe God Jesus uit die dood laat opstaan en vir hom die belangrikste plek in die hemel gegee het. Daardie selfde krag werk ook in ons as Christene. Alles is nou anders. Hoe kan ons dan so klein dink oor wat ons kan doen in sy naam? Hoe kan ons dan so beperk raak wanneer ons dink oor ons rol in die wêreld? Waar lewe jy nog asof Jesus dood is? Waar draai jy na daai toe deur voor jou en probeer homself vir jou iets nuut oop te sluit? Laat toe dat Jesus jou skouer raak en jou aandag na hom draai. Laat toe dat hy jou oortuig weer en weer dat daar nuwe lewe is. Dat daar hoop is, dat daar vryheid is. Want die Here het opgestaan. Hy het werklik opgestaan. Bid saam met my. Jesus, U lewe. Sommige dae glo ons dit maklik en leef met groot oortuiging en opgewondenheid. Sommige dae kom ons nie eens agter dat ons lewe asof hierdie wonderwerk nooit gebeur het nie. Vergewe ons en help ons asseblief. Kom raak ons weer en weer aan sodat ons kan sien en glo, soos soveel mense voor ons. Heilige Gees, laat hierdie wete dat Jesus leef ons bemagtig en bemoedig om te gaan en die krag wat nou ook in en deur ons werk uit te leef. Gebruik ons, Here, dat U lig verder skyn. Amen.